Waarvoor sal jy werklik leef? Les Brown, die bekende motiveringsspreker, vertel in sy boek Up Thoughts for Downtimes van die dag toe hy baie uitgeput deur sy kankerbehandeling byna weggesluip het en dit vir 'n hoendervlerkie, sy lus vir hoendervlerkie het oorgeneem. Maar gedurende sy behandeling het hy juis moes gesond eet en hoendervlerkies was uitgesluit in hierdie gesonde leefstyl. En toe herinner 'n stem binne in hom aan Martin Luther King en aan Nelson Mandela, mense wat bereid was om te sterf vir wat hulle geglo het. En die vraag het hom laat dink, is hierdie hoendervlerkie werklik die moeite werd om voor te sterf? En toe ek dit lees, wonder ek, waarvoor sal ek sterf? Ek weet vir my vrou, vir my kinders, vir my kleinkinders, en as Jesus se volgeling, vir my geloof in Jesus Christus, my Here. Maar toe besef ek 'n dieper vraag. Miskien moet ek eerder vra, waarvoor sal ek werklik leef? En dis eintlik die vraag wat elke oggend sal bepaal hoe ons opstaan, hoe ons werk, hoe ons liefhet, hoe ons volhard. Die navorsers Hill en Turiano het 'n langtermynstudie gedoen met volwassenes en toe kom hulle agter dat mense wat 'n baie duidelike lewensdoel het, dit wil sê iets groter as hulle self waarvoor hulle wil opstaan, het baie beduidend laer sterftesyfers, ongeag hulle ouderdom, geslag of selfs pensioenstatus. So doel hê is nie net 'n gevoel nie, dis regtig lewegewend. Waarvoor staan jy op? Paulus het geweet waarvoor hy lewe. Ons lees in Filippense 1:21, want om te lewe is vir my Christus en om te sterwe is vir my wins. Nie net vir gemak, aansien of oorlewing nie, maar vir Christus het hy geleef en wou hy leef. En juist daarom kan hy sonder vrees sê dat selfs al sou hy sterf, is hy agterwel by Christus en dis ook vir hom 'n wins. So wanneer Christus jou waarom word, jou diepste waarvoor, dan verloor die dood sy houvas en elke dag kry 'n brandende betekenis om in liefde te leef en liefde te gee. Want Jesus is liefde. En die vraag is dus, wat is jou hoendervlerkie? Wat is daai klein betekenoslose ding wat jou van jou werklike doel afhou? En bid dat Christus werklik jou waarvoor sal wees, sodat jou lewe, jou liefde, jou verhoudinge baie meer betekenisvol sal wees. Leef geïnspireerd.